Goeiemôre, liewe gemeente. Dis lekker om in julle teenwoordigheid te wees vanmôre. Dit was so pas as Woensdag. En as Woensdag beteken in my en in jou tradisie dat ons werklik bewus raak van wie ons is, van ons menslikheid. Ons raak bewus van ons sondige geaardheid. Ons raak bewus van ons diepe afhanklikheid. Dat God ons sal verlos van ons sonde en die oordeel en die straf van God. As Woensdag beteken dat ek en jy gereed raak en ons instem vir die lydingstyd wat nou aanbreek. Ons fokus mos op die lyding van die Here Jesus in lydingstyd. 6 lydingssondae wat uitloop op die groot lydingsweek, die laaste week van die Here Jesus in Jerusalem, wat weer uitloop op die kruisiging van die Here Jesus op Goeie Vrydag, wat verder weer beweeg na Opstandingssondag. En Opstandingssondag wat voortbeweeg na 40 dae, waarin die Here Jesus aan sy disippels verskyn en wat vir ons help om te besef dat die Here Jesus werklik gesterf het en opgewek is en lewe. Dit word weer gevolg deur die Hemelvaartdag, waar ons dink aan die hemelvaart van die Here Jesus, wat 10 dae daarna weer opgevolg word deur Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Ja, as Woensdag is vir ons die inleiding tot werklike berou en besef en 'n diepe afhanklikheid in die Here Jesus. Mag ek en jy as Woensdag gebruik om net stil te word voor die Here. As Woensdag beteken onder andere dit wat staan in Joël hoofstuk 2, hier vanaf vers 12, hier staan geskryf: Kom nou, sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur. Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na God toe. Hy is genadig, barmhartig, hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Ons kry die weerklank van Joël 2, byvoorbeeld in Jakobus, wanneer Jakobus kom sê, nader tot God. Kom, was julle hande, was julle harte. Kom, reinig julle self voor die Here. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. As Woensdag is bloot 'n geleentheid om opnuut net stil te word voor die Here. Vader, ons kom na U toe. En soos wat U woord sê, ons wil geen een van U goeie dade vergeet nie. Ons wil nie in geheueverlies ly nie. Ons wil nie in geestelike geheueverlies ly nie. Ons wil onthou wat U vir ons kom doen het. En daarom is dit ons gebed, dat U self vir ons sal begelei, om voor U te kom staan in diepe afhanklikheid, in hierdie tyd, waarin ons beweeg in die kerklike jaar. Kom, Here Jesus, kom ontmoet ons.
Kom begelei ons, Heilige Gees, sodat ons in diep afhanklikheid onsself voor U sal ontdek. Maar dat ons in die Here Jesus Christus ons verlossing sal ontdek. En dat ons in die Here Jesus Christus ons lewe aan U sal toewy. Ons wil dit graag doen, Here. Kom begelei ons tot U eer en tot ons behoud. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Die Here seën julle in hierdie tyd van verootmoediging en bewuswording van jou eie sondige geaardheid, maar ook van die wonder van God se verlossing in Christus. Baie mooi dag en 'n baie geseënde tyd van verootmoediging voor die Here. Sien julle weer vorentoe.